susters en baie welkom by ons laaste aanlyn erediens. Van volgende Sondag af gaan ons begin weer in die kerk met mekaar kom. Ons kan nou 50 mense wees. So ek wil gou net almal herinner ook, as jy wil die erediens bywoon, bespreek asseblief vroegtydig. Die WhatsApp groepe sal vir julle die ding uitstuur, dat julle ook kan saam met ons daar wees die eerste dag. Ons weet kategese begin, ons Bybelstudies begin, so die kerk is in elk geval aan die gang. Maar ons sal nou Sondag begin met ons gesamentlike diens. So elkeen van julle, ons gaan nog steeds die erediens uitsaai, so julle is welkom om deel te wees van dit. Maar daar waar ons sit, kom ons raak rustig en begin ons in die naam van die Here. Here Vader, dankie Here dat ons ergens ook begin lig in die tonnel sien. Ek dink baie van ons het deur 'n harde tyd gegaan, Here, en ons het nodig gehad om mense om ons te hê. Dankie Here vir die mense wat U gestuur het, wat daar was vir ons toe ons het die meeste nodig gehad het. Here, dankie dat ons weet, Here, as ons nou in die erediens kom sit, Here, dan weet ons kan die stem hoor. Ons kan net by U voete sit en ons kan ons harte met U kom deel. En elkeen van ons, Here, wat die aanlyn erediens gaan deel met U, Here, mag U woord met ons besonder praat. Here, dankie dat ons altyd weet as ons stil raak en ons kom by God uit, dan sien U ons hart. U hoor ons gedagtes en U praat met ons. Here, mag U by ons nou wees vanoggend in die wonderlike naam. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ook die Heilige Gees. Amen. Lof hom met die tromme, lof hom met die harp, lof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met viole, loof hom met de fluit, loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Hulle het in Kapernaum aangekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos 'n skrifgeleerde nie. Op daardie oomblik was daar in die hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer het en gesê het: "Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag." Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom. En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan.
Die skoonmoeder van Simon het daar met hoë koors siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het al die mense hulle siekes en die wat in die mag van die bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerlei kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek U, maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Tot sover. So Jesus gaan sinagoge toe. Nou wat gebeur dan? Wat sien ons vandag? Wat het die mense in Jesus se tyd gesien? Wat was so aangrypend van die gebeure? Nou ons weet Markus wil altyd ietsie van Christus vertel en dit is dat hy met mag en met grootheid in 'n geleentheid ingestap het, dat hy die God was wat opgedaag het in situasies. Nou ons sien aanvanklik 'n paar dinge raak in die storie. Die eerste is, kom ons kyk net wie Christus was in die tyd. Nou wat mense raak gesien het in die tyd is, juist dat Christus gekom het om te praat met autoriteit. Nou dink bietjie daaroor. Dink gou aan hoe geloof in Jesus se tyd was sonder Christus. Voor hy daar was, voor alles wat hy gesê het en alles wat hy kom doen het. Dink net gou hoe dit was om sinagoge toe te gaan. Jy het miskien ook al ergens in jou tyd in 'n kerke of in godsdienst dit beleef, hierdie totaal en alle godsdienst wat jou moeg maak. Jy kom in die kerk of jy kom in die sinagoge en daar is al die gesprekke, nee. Die tekste word oopgemaak en mense stry, nee, oor wat het Moses gesê en wat het hy gedoen en wat moet jy doen en wat doen jy verkeerd en dit was hierdie lang gesprekke wat mense het oor ek dink dit is so en ek dink dit is dat. Ons mag dit doen of ons mag nie dat doen nie. Daar was gesprekke oor of jy jou vrou mag skei of nie en vir watter rede jy haar mag skei en hierdie gesprekke in die sinagoge was hierdie geloof maar sonder hart. En nou kom Christus hier in en die eerste ding wat hulle agterkom is hy praat anders. Hy kom nie soos iemand wat die wet probeer interpreteer nie. Hy kom soos die wetgewer. Hy kom daar en hy praat met gesag, met mening en ook nie net met dit nie, maar met lewe. Dis asof die goed wat hy sê vir mense saak maak. Die goed wat hy sê regtig hulle harte aanraak, want dit voel nie vir hulle of dit net gesprekke is oor goed wat ons raai en goed wat ons wonder en oor 'n klomp goed wat ons of laat skuldig voel of laat goed voel. Ek dink gou jy het gewoond geraak aan hierdie manier van godsdienst, nee, hierdie godsdienst waar jy elke week een keer maar die sinagoge aankom en is maar gesittery daar en ons luister, nee, en almal se opinies en veral die skrifgeleerdes en die mense wat harde stemme het, wat altyd sê vir jou dat Moses het dit gesê of dit het dit gesê en dan kom hierdie man in, hierdie Jesus, nee, wat jy nou al wonderwerke van gehoor het, nee, wat dinge kan doen en mense kan gesond maak, dan kom hierdie Jesus in en dan praat hy anders, dan sê hy vir jou, ek sê vir jou, nie Moses nie, nie die skrif, nie Elia nie, niemand anders nie, ek sê vir jou, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaadjie, klein, onbenullig, maar as hy sterf, dan groei hy om groter te wees as enige boom en die voëls kan in hom rus en hy kan waarde hê. Ek sê vir julle, die koninkryk van God is soos 'n skaap wat verlore raak en hy skaapwagter en die eienaar gaan soek daai een skaap. Maak nie saak hoeveel hy oor het nie of hy nog 99 oor het nie, dit gaan nie vir hom daaroor nie. Elke een is vir hom belangrik. Ek sê vir julle, die koninkryk van God is binne julle. Julle is die sout van die aarde. Ek sê vir julle moet vrug dra, bly deel van die wingerd. Dis lewensstories, dis nie net verhale wat mense probeer in posisies sit wat hulle nie wil wees nie. Is nie daai ding van jy moet nou kies, is jy vir my of teen my, glo jy in dit of glo jy nie in dit nie. Dis nie dit nie, dit gaan oor verhale wat ons lewe aantas.
wat vir ons waarde het. En dit is eintlik, een professor het eendag gesê, en dit was vir my so mooi, hy het gesê, as jy regtig die woord wil verstaan, dan moet jy die regte vrae vra. Jy moet nie vra, het Jona in die vis beland nie. Jy moet nie vra, is Christus regtig 3 dae opgestaan? Was dit regtig 3, of was dit 2, of was dit 2,5? Vra jy die vraag, wat beteken dit vir jou, dat hy gesterf het, en nou weer lewe? Wat beteken dit vir jou, dat Jona gebid het, en God het gehoor? Dis hierdie tipe goed, wat God aangespreek het, Jesus gepraat het oor, dinge wat saak maak, dinge met groot gesag, en hy kom daaraan, en almal hoor, wat hy sê. Hy is die een wat eienaar is van dinge, wat ons nog oor wonder, en stryd. Dan kom die moment, die volgende een, waar hy 'n bose gees uitdryf. Die bose gees kom in, en hy het 'n klomp dinge om te skree. Nou as hier is al die simboliek daaraan, en ons wil vandag baie eenvoudige vrae vra, nee? Was hy die ou regte bose gees, was hy die epilepsie gehad, het hy dalk 'n siekte gehad, was hy miskien bietjie verstandelik nie lekker nie? Maar die waarheid is, wat ons sien in die teks is van iemand, 'n gees, wat by die man is. En die oomblik toe Christus begin praat oor lewendige goed in die sinagoge, toe kom hy. Want hy voel op daai oomblik ongemaklik. En op daai oomblik voel hy, moet hy nou iets doen. En op daai oomblik kom skree hy Jesus se naam en sê, ek weet wie hy is, wat het jy kom doen hier? En jy kan heeltemal glo dat Jesus voel vir hy moet vir hom sê, bly stil. Want maak nie saak wat, of hierdie ou hom nou sou ken, of hierdie bose gees nou sou sê wie hy is nie. Geen boosheid is veronderstel om oor God te praat, of 'n opinie te hê oor hom nie. Die Here wil nie eers vir my kans gee om te sê wat Christus kom doen uit sy mond uit nie, want dit maak nie saak nie. Die boosheid voor Christus maak nie saak nie. Hulle hoort nie. Hulle het nie plek nie, hulle hoef nie tuis te wees daar nie. Want as Christus kom in hy sinagoge en hy kom praat oor die lewe van God, is dit al wat bestaan. Al wat saak maak, al wat gehoor moet word. Nie enige ander dinge nie. Nie redenasies of lang gesprekke nie, net God. Nou, een van die goed wat ek wil saambind nie, is jy is ook na dit. Na Christus hierdie dinge kom spreek het, en na hy mense genees het, net daarna genees hy Petrus se skoonma. Wat eintlik al interessant is, want dit is vir my vreemd dat Petrus nie noodwendig geweet het sy skoonma is siek nie. So hy het natuurlik so lank saam met Jesus gestap na al, dat hy nooit huis toe was vir 'n ruk nie. So hy het nie geweet nie. En Christus kom maak haar gesond, weer hierdie vorm van autoriteit nie. Die oomblik wat Christus daar is niks anders belangrik nie. Niks anders groot of maak saak nie. Hy is die begin en die einde, dis sy storie. Nou, aan die einde van die verhaal, net voor hy oorgaan na die volgende deel van die storie toe, is daar 'n gedeelte waar Christus in die oggend gaan uitstap en gaan rus. Waar hy uitstap en so ergens bietjie gaan vrede vind en met God gaan praat. Nou, ons weet nie altyd wat Christus daar gesê het, of wat gebeur het in die tye wat hy met God gepraat het, maar ons besef dat selfs hy kon baie doen deur die dag, en baie lewe gee, en baie doen, maar hy moet selfs rus. Ergens moes hy kalm word, en vrede kry, en by die Vader uitkom. Ek onthou die verhaal uit my eie lewe uit, want toe ek jonk was, en in riviere was, of by die see of so, en waar jy geswem het na 'n punt toe, wat jy graag wil bereik. Ek weet in die rivier was al baie keer goed wat gedryf het, of daar was 'n eilandjie in die rivier, of 'n boom wat uitgesteek het, en jy gaan swem met en gaan kyk hoe dit lyk. En die oomblik wat jy daaraan toe swem, dan kom jy agter hierdie water lewe nogal, nee, hy beweeg, hy spoel jou nogal rond. Die water staan nie stil nie, dit is nie so 'n swembad nie. En jy swem en jy kyk op, en dan kom jy agter, okay, nou het ek so 'n bietjie skeef gegaan, en dan moet ek eers weer aanpas, en dan swem jy, en dan kyk jy weer op, en dan sien jy, okay, nou moet jy weer 'n bietjie aanpas, en dan swem jy. Nou ergens, as ek kyk na Christus, wat gerus het, en as die woord praat oor rus, en oor vrede kry, en ergens kalm raak, en by God uitkom, dan sien ek dit meer soos dit, as enigiets anders.
Ons as mense dink baie keer ons hoef nie te rus op 'n Sondag of ons hoef nooit te rus nie want ons het dit nie nodig nie. Ons het nog energie en ek kan dit doen en ek kan dit alles regkry. Die rus wat Christus gedoen het was nie omdat hy moeg was nie. Dit was nie noodwendig omdat hy nie krag gehad het of energie gehad om verder te gaan nie. Maar het gaan oor die feit dat daar's een ding wat belangrik is en jy wil graag daar uitkom. Ons moet gereeld stil staan en kyk waartoe ons op pad is. Kyk na jouself, die besluite wat jy maak, die dinge wat jy doen. Is jy op pad na daai een ding toe? Is daai een ding vir jou nou belangrik? Maak dit saak? Hierdie gedeelte laat my baie dink aan die ou simbool wat ons altyd gebruik het van jy moet by God uitkom om jou koppie vol te maak, né? Ergens moet jy met die Here praat, dan moet jy jou tank vol maak, is wat mense altyd gesê het, né? Jy kan nie net loop en loop en loop nie, jy moet ergens by God uitkom en jou tankie vol maak. Ons het in die gedeelte gelees wie God is. Wie Christus was toe hy opgedaag het. Hy was die een wat in 'n situasie ingestap het en lewe gebring het. Hy dinge kom sê wat saak maak, dinge wat ons verander, wat maak dat ons nie waardeloos en bang en onseker voel nie. Hy het ingestap en vir ons kom vrede bring. Ons lees dat hy ingestap het en die donkerte het nie daar gehoor nie. Die donkerte moes wegbeweeg en moes vlug. Ons lees hy het ingestap en hy het gesien wanneer mense swaar kry. Dis wie God is. Dis wat ons van vol maak. Dit wat ons rus en dit wat ons vrede kry. En dit is as ons by die Here uitkom, dit is waarvan ons moet vol word. En as jy vraag vir my, as ek hierdie teks lees, en dan wonder ek daaroor. Die laaste tyd wat jy by God gekom het, wat ons met hom gepraat het en vir hom vra het en goed gedoen het, was die tyd wat ek saam met hom spandeer het dit gegaan oor dat ek vol van hom wil word. Dat ek vrae gevra het wat my lewe verander. Vrae gevra het oor, is ek op die regte pad? Het ek vrae gevra oor wat se donker dele van my lewe nie hoort nie? Het ek vrae gevra oor omgee en oor liefde? Het hierdie volmaak van Christus, hierdie rus, was dit gegaan oor dat ek vol van die Here wou word? Of het dit baie gegaan oor die feit dat ek amper die Here wou gooi oor die wêreld? En sê, Here, U moet dit doen, verander daai mense, verander dit, verander hierdie situasie, breek daai ding af, vat dit weg. Het dit gegaan oor dat ek die Here wou gooi oor alles anders? Of het dit gegaan oor die feit dat ek die Here nodig het? En die verhaal gaan oor 'n klomp mense wat na God toe kom en sê, Here, ek kan nie anders nie. Ek kan nie sonder U nie. Ons kan nie meer in 'n godsdienst sit waar ons klomp vrae vra en nie lewe nie. Ons kan nie net Bybel lees en bid oor die alledaagse dinge nie, Here. Ek het nodig om met U te praat oor dinge wat saak maak. Ek wil verander. Ek wil donkerte uit my lewe uit weg hê. Ek wil omgee soos wat U omgee. Here, vul my. Vul my met 'n God wat sê en dan is dit so. 'n God wat nie wette kom interpreteer nie, maar wat sê hoe dinge is. En daai dinge is lewe. Here, kom vul my. Mag elkeen van ons in hierdie tyd gevul word met die dinge wat saak maak. Nie die klein dinge nie. Nie die redenasies of die klomp kennis wat ons koppe wil volmaak nie, maar die ware gees van wie Christus is. Lewegewer, die een wat verander. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap met sy Gees regtig by jou wees. Amen.